Môre, dit is Dinsdag die 20ste. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag daar waar jy is en dat jy positief is, want as jy die Here in jou hart het, maak nie saak nie of al in jou linkerkant daar 10.000 bomme is en jou regterhand 10.000 bomme. Ek en jy se oë is gefokus op die Here. Ek praat met jou. Ja, miskien gaan jy deur moeilike tyd. Jy weet hulle sê mos al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal nie vrees nie. Hoekom nie? Want die Here is my herder. Ek en jy se oë is gefokus nie op die tydelike nie, maar die ewige. Nou ek het 'n boodskap vir jou wat ek hier lees. Weet nie hoekom nie. Praat met iemand vandag. Dalk is dit jy. Ek wil vir jou lees op hierdie mooi Dinsdag. En ek wil vir jou lees uit Johannes uit. Ek bly en parkeer maar hier by Johannes. Wat 'n wonderlike gedeelte in die Bybel. Kom ek lees gou vir jou. Johannes 14. Nou praat Jesus met ons en met die woord en met jou en met my. En ek gaan met jou praat. Miskien is jy ongelukkig, miskien is daar 'n probleem. Hier is die boodskap. Wil jy hoor? Laat julle hart nie ontsteld word nie. Ek weet nie hoekom jy ontsteld nie. Ek weet nie hoekom jy ge-worry nie. Ek weet nie hoekom kyk jy links en regs nie. Laat my so dink aan hoe Petrus wat aan daai boot is en dan kom Jesus verby en dan raak hy mal in sy kop en hy sê Jesus, ek wil ook loop en dan loop hy bo op die water. Want hy's gefokus op Jesus. En vanmôre hoor ek om vir jou te sê, laat jou hart nie ontsteld word nie. Moenie ontsteld wees nie. Hoekom nie? Hoekom nie, Dawie? Jy verstaan nie wat ek deurgaan nie. Ek weet nie, maar hier sê die woord vanmôre vir jou, laat jou hart glo in God. Glo in God. Glo in God. Glo ook in Jesus. Glo in my, sê die woord. In die huis van my Vader is daar baie wonings, sê die Here. En as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het. Hoor 'n bietjie hierdie goeie ene. Het jy dalk aftreeplanne? Het jy dalk 'n idee om daar by daai mooi golfestate of dalk daar ergens by Hermanus of miskien by Hartenbos pragtige mooi huis te bou wat jy elke dag die uitsig het? Hoor hierdie goeie nuus. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Nou wie's julle? Dis vir die kinders van die Here. Ons is mede-erfgename. Mede-erfgenaam? Ja, jy en ek gaan 'n huis erf. Waar? In die hemel. Hoe lank gelede het Jesus dit gesê? 2000 jaar. Hoe lank vat dit om 'n verskriklike mooi huis by Hartenbos te bou? 'n jaar? 2 jaar? 10 jaar? Hulle is al 2000 jaar besig om vir ons 'n plek voor te berei. En wat 'n plek gaan dit wees? Dis hoekom dit die moeite werd is om jou oë gefestig hou op Jesus. Glo in die Here. En hy sê, en as ek gegaan het om vir julle plek voor te berei, dan kom ek weer om julle na my toe te neem. En sodat julle ook kan wees waar ek kan wees. Dis 'n boodskap vanmôre vir jou. Skep goeie moed. Hulle is besig om vir ons 'n huis te bou in die hemel. Ja, nie van bakstene en van mot en roes wat verniel en goeters wat elke tweede week breek die pype en sulke dinge nie. Nee, hulle is besig om vir ons 'n plek voor te berei. Eendag het iemand gesê, hoe gaan ons huisie eendag lyk? Toe sê hy, met al die materiaal wat ek en jy elke dag opstuur. En kom ons stuur vandag materiaal op en sê, Here, baie dankie vir 'n wonderlike God. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons kinders van God genoem kan word. Dankie vir die huis, nie by die see nie, in die hemel, wat hulle elke dag vir ons voorberei. Wat 'n vooruitsig. Is dit nie fantasties nie? Nou ja, ek wil dit vir jou gee vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat U besig is om vir ons 'n plek voor te berei. 2000 jaar al. Berei vir ons 'n plek voor. Wat 'n plek. Strate van goud, parels, diamante. Here, dankie. Ons verstand kan nie dit uitwerk nie, maar al wat ons kan sê is dankie. Here, ons hou ons geloof gefestig op U. U is 'n goeie God. U is baie lief vir ons. Seën en help ons, Here. Dankie dat U in die kruis gesterf het sodat ons kan lewe en kind van God genoem kan word. Dankie dat U ons sondes vergewe het en dat ons vir ewig gaan lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy weet wat ek wil sê. Ek wil vir jou sê jou beste lê voor. Het jy nie gehoor vandag nie? Nie 'n huisie by die see nie. Nie 'n aftreeplek nie. Jy het nie 'n polis daarvoor nodig nie. Jy het een ding nodig. Jy moet kind van God wees. It's all for you. Totsiens, tot 'n volgende keer.